Met jou hande in die hare en die skuld is oorweldig. Jou gedagtes bly mal en die beklemming is krampagtig. Dan kom daar 'n stem uit die hemel wat roep tot jou diepste wese. Dis die stem van die Here, waar hy kom spreek tot jou vrese. Gebed kan jou sake verander, glo my dis waar. As jy vasgevang voel en in die nietigheid bly en staan, sluit dan vir 'n wyle jou oë en bid tot die Here. Hy sal jou gebede verhoor, al twyfel jy soveel kere. Wanneer jy moeg is van die spoeg om net jou brood te verdien, kyk dan op na die hemel en weet dat die Vader jou sien. Hy gee jou rus en vrede wanneer jy dit benodig, al voel dit soms vir jou om daarvoor te vra is oorbodig. Gebed kan jou sake verander, glo my dis waar. As jy vasgevang voel en in die nietigheid bly en staan, sluit dan vir 'n wyle jou oë en bid tot die Here. Hy sal jou gebede verhoor, al twyfel jy soveel kere. Die dag wanneer jy 'n belangrike besluit gou moet neem, wees dan bewus dat God jou nie van geluk wil ontneem. Hy sal jou leiding gee om die regte dinge te kom doen. Weet ook dat hy jou behoeftes in die hemele sal noem. Gebed kan jou sake verander, glo my dis waar. As jy vasgevang voel en in die nietigheid bly en staan, sluit dan vir 'n wyle jou oë en bid tot die Here. Hy sal jou gebede verhoor, al twyfel jy soveel kere. Eendag wanneer jy oor jou finale rus begin te wonder, weer die Here se hande is dan lankal al daaronder, besig om die pad skoon te maak en vir jou voor te berei, sodat hy self jou met lofpryse na die Vaderhuis kan lei. Gebed kan jou sake verander, glo my dis waar. As jy vasgevang voel en in die nietigheid bly en staan, sluit dan vir 'n wyle jou oë en bid tot die Here. Hy sal jou gebede verhoor, al twyfel jy soveel kere. Hy is besig